Hallo almal, baie welkom by die Groot Ontbyt. Tot dusver het ek julle grimeerwenke gegee om jonger, meer vrolik en glansend te laat lyk. Maar vandag gaan ek julle wys wat om nie te doen nie. So hier is 'n paar grimeerfoute wat jy dalk doen wat jou ouer laat lyk. Vir my is dit nie mooi om sonder grimering te wees nie, as gevolg van my pigmentasie. Maar om glad nie grimering te dra nie, is nie altyd jeugdig nie, al het jy 'n mooi vel. 'n tikkie blosser, lipkleur en mascara is dalk al wat jy nodig het om jou gesig op te helder. 'n onderlaag wat swaar is en is nie die regte kleur nie, kan jou dadelik ouer laat lyk. As jy ook sukkel met sonvlekke en pigmentasie soos ek, het jy 'n volbedekking onderlaag nodig. Maar jy moet versigtig wees om die regte onderlaag te kies volgens jou veltipe. Het jy 'n droë vel of het jy 'n olierige vel? Ouer dames moet verkieslik 'n onderlaag gebruik wat meer vog bevat. So kies 'n onderlaag wat lig voel op jou vel wat 'n medium tot volbedekking bied. Voordat ek aanbeweeg, my wenk is ook om 'n ligte oranje concealer oor jou merke aan te wend en dan jou onderlaag. Dit sal seker maak dat jou merke soos pigmentasie heeltemal verbloem is. Jou highlighter en contour kan jou dadelik ouer laat lyk as jy 'n swaar hand het. Afhangend van jou veltekstuur kan ouer dames glad nie shimmer of glitter gebruik nie, want dit gaan lê in jou fyn lyntjies en plooie. Weet julle wat is die verskil tussen contour en bronzer? Contour is gewoonlik 'n grys ondertoonpoeier wat jy kan gebruik om skaduwee te skep, soos onder jou wangbeen. En bronzer is 'n oranje ondertoon wat warmte skep. Bronzer is vir my die enigste produk wat dadelik jeug in jou voorkoms bring, solank jy die regte kleur gebruik vir jou ondertoon. Dit is ook baie belangrik dat jy jou bronzer goed inblend, sodat jy nie lyk soos Heidi in die berge nie. 'n Rooi bronzer is altyd 'n wenner by die ouer dames. Die tema van hierdie episode is moderering. Enigiets wat hard en oordoen is, sal jou ouer laat lyk, veral om jou oë. Daar is so baie dames wat sukkel met oogskadu. En dis nie net dat hulle nie weet hoe om dit te gebruik nie, maar ek dink hulle sukkel om hulle oogvorm te grimeer. My raad sal wees is om 'n grimeerkunstenaar te gaan sien sodat sy jou kan leer. Vir die ouer dames, julle kan verseker kleur oogskadu gebruik, maar hou by sagte kleure, want dit gaan jou jonger laat lyk. Ek dink die belangrikste reël met oogomliner is dat ouer dames nie 'n swart oogpotlood moet vat en dit onder hulle ooglid aanwend nie, want dit lyk swaar en hard. Probeer eerder 'n donkerbruin of grys oogpotlood vir elke dag dra. Jy kan 'n borsel gebruik om die oogomliner lyntjie op die boonste ooglid te versag. En wat ook al oorbly op die borsel, kan jy liggies onder die ooglid aanwend, net om bietjie definisie te skep. Dieselfde reël tel vir ouer dames met wenkbroue. Hou dit sag. Ek hou daarvan om eers 'n wenkbrou mascara te gebruik en dan 'n wenkbroupotlood of pomade om net hier en daar in te vul. 'n Goeie wenk is om daardie vergrootspieël te kry met 'n lig sodat jy kan sien wat jy doen. As ons kom by lippe, voel ek daar is vrouens wat glo dat as jy ouer word en jou lippe word dunner, dat jy nie donker lipstifie mag dra nie. Maar ek ken 'n paar tannies wat baie mooi lyk in 'n rooi lippie, al is hulle lippe dun. Persoonlik dink ek, jy kan doen wat jy wil, want dit wys jou persoonlikheid. En ek probeer altyd vrouens aanmoedig om iets nuuts te probeer, want dalk hou jy daarvan. Ek hoop julle het hierdie week se episode geniet saam met my. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram, Makeup by Annelies. Tot volgende week, totsiens.